Goeiedag, baie welkom by hierdie podcast. Jy word uitgenooi na die pad van die hart toe. Dis 'n manier van lewe wat baie lewe bring. Ek hou gereeld retreats. En na 'n retreat vra ons mekaar, wat is die een groot ding wat jy saam met jou vat, na hierdie tyd wat ons saam in stilte was? Op een van hierdie retreats sê 'n man vir my, vir ons, ek het agtergekom wat ek dink. Wat die ware noord is in my lewe. Soos 'n kompas heeltyd terug gaan na noord toe, gaan ek die heeltyd terug na een plek toe. En dis my werk. Ek begin te dink aan alles wat vir my voor lê. En dan begin ek te analiseer, wat kan alles dalk verkeerd loop, sodat ek my voor kan berei om die risiko's te kan bestuur. Want ek is verantwoordelik vir die hele rigting van die maatskappy en dat alles reg moet loop. So ek is die heeltyd besig met daardie scenario's. En dan probeer ek ook kreatief wees en te dink aan moontlikhede, te lees, wat doen ander mense om idees te kan kry, hoe kan ek goed verbeter? Maar wat ek ook ontdek het, en ek sê ek moet eerlik wees, dis nie alwaarna ek dink nie. In die aand as ek huis toe gaan, het ek agtergekom, is my geneigtheid om te fantaseer. So, my gedagtes is primêr besig met die toekoms, maar in die aand neem my verbeelding oor. Ek drink 'n glasie wyn, ek sit voor die televisie, ek kyk, ek word gestimuleer en ek word weggevat en ek kyk na 'n klomp verskillende goed wat my so lekker laat voel. En ek sê, en dikwels voel ek, maar dis die lewe hierdie. Dis hoekom ek so hard werk, dat ek hierdie lekker goed kan doen wat ek nou doen. Hy sê, maar ek het besef, dis fantasie daai. Dis ontvlugting waarmee ek besig is. Hy sê, die groot skok wat ek gekry het, die insig wat ek gekry het, is, dat ek leef in my kop, ek leef in die toekoms, ek is nie hier nou besig met die lewe nie, ek voel nie die lewe nie. En ek lewe met hierdie fantasie, dat vakansies, dan kan ek alles laat gaan, en dan, ek het hard gewerk, eintlik net vir 'n maand se lewe, maar dan is ek ook nie eintlik daar nie, ek ontvlug, ek fantaseer. Dis maar die grootste ding wat ek agtergekom het, is die aard, die toon van my denke, en hoe ek omgaan met myself. Hy sê, ek is baie hard met myself. Hy sê, as ek ooit 'n fout gemaak het, as iets nie uitwerk nie, dan blameer ek myself. Ek kon dit gedoen het, hoekom het ek nie dit gedoen nie? En ek kan dit ook nie vat as mense nie goed dink van my nie. So as almal nie dink en hou van dit wat ek sê nie, voel ek word geopeneer. En dan is ek teen daai mense. Ek voel en ek dink nie lekker dinge oor hulle nie. En eintlik is dit omdat ek hard is op myself en dink ek moet so optree dat almal van my hou. En as dat goed verkeerd voel ek ook, maar wat's fout met my? Ek werk nie vir my uit saam met hulle nie. So dit kan na iets baie klein klinks, onbenullig. Net die aard en die toon van hoe jy praat met jouself. Dawid sê, my siel is soos 'n babietjie. Hy sê, en ek is soos 'n moeder, wat hierdie babietjie stil maak. Dit is 'n wonderlike beeld om te leef, dat my verhouding tot my siel moet wees soos die van 'n liefdevolle moeder, of 'n vader, teenoor sy kind. Nou baie van ons, as ons die woord hoor, ma of pa, wat dalk ons primêre sorggewers was, kom daar glad nie goeie gedagtes na vore nie, en gevoelens nie. Maar identifiseer, in Jesus se lering het so baie daaroor gegaan, dat as jy 'n pa en 'n ma het, wat goed is vir jou, jy het geen idee van hoe goed die hemelse Vader is teenoor jou pa en jou ma nie. Hy's 'n goeie vader, hy's 'n goeie moeder, en 'n goeie pa, 'n goeie sorggewer. Miskien kan jy dink aan iemand in jou lewe wat lief is vir jou.
en wat so iets aan jou doen, en so 'n verhouding het met jou. So moet jou verhouding wees teenoor jouself, teenoor jou siel, teenoor dit wat jy dikwels, die aard, die manier waarop jy praat met jouself. Ons kan so hard wees met onsself. Ons kan onsself verwerp. Ons kan draai teenoor onsself. Ons kan onsself glad nie verdra nie. Ons kan nie saam met onsself wees nie. Ons hou nie daarvan nie. So in stilte, in op retreats, is dit dikwels hierdie ervaring van mense, nee, maar dit werk nie vir my nie, om so stil te sit nie. Dit werk nie vir my om net te wees nie. Want wat dikwels gebeur as jy net wees en jy sit net saam met jouself, kom dit wat onder lê. Die agtergrondmusiek word hard. Jy begin dit te hoor. Jou frustrasie kom na vore. Het is nie die stilte en die alleen wees en die wees saam met jouself wat dit doen nie. Dit is jou verhouding, dit is die aard van jou verhouding wat duidelik word en wat na vore kom. So baie van ons is onbewus daarvan, hoe hard jy met jouself is. En hierdie man wat vertel het, wat hy agtergekom het, sê, ek is so gaaf en goed teenoor die mense met wie ek werk, maar die mense wat die naaste aan my is, ly daaronder. Ja, dit is iets wat ons nie heeltemal kan wegsteek nie. En het Jesus nie gesê, ons moet lief wees vir ander, soos wat ons lief is vir onsself nie. Dat hierdie verhouding met die self, is dikwels bepalend vir wat jy uiteindelik in die verhouding met ander mense gaan doen. En Paulus omskryf wat liefde is so goed in 1 Korintiërs 13, dat hy sê, dit glo die beste van iemand anderster. Dit verdra die kwaad. Dit beteken, jy kom agter dat iemand goed doen wat nie lekker is en nie goed is nie, maar jy sit op daarmee. Maar kan jy hierdie goed doen met jouself? Wat is die aard en omgang met jouself? Wanneer jy die innige meegevoel kan ontwikkel en kweek en kry vir jouself, soos 'n goeie ma dit het met 'n babietjie, dan kan hierdie siel tot bedaring kom. Dit is deel van die pad na die hart toe, na die plek toe waar jy kan kom, waar jy vrede het, waar daar rustigheid het, waar daar stilte is. Dis deel van die pad. En Dawid stel ons voor aan 'n manier van bid, wat jy kan beoefen, wat jy uitnooi. Hy praat met sy siel. En natuurlik word die toon en die aard van 'n gesprek word nie duidelik in woorde wat ons lees nie. Jy weet, as ons lees dat Jesus sê, moenie bekommerd wees nie, hoe lees jy dit? Wat is die toon van die woorde wat jy hoor? Is dit, moenie bekommerd wees nie? Daar's fout met jou as jy bekommerd is, jy behoort nie bekommerd te wees nie. Is dit wat jy hoor? Of hoor jy, dis nie nodig om bekommerd te wees nie. Want jou hemelse Vader, is dit meer uitnodigend, of is dit 'n veroordelende opdrag wat na jou toe kom? Dis die aard, die toon van wat aangaan binne in ons. Kom jy agter hoe jy met jouself praat? En wat is die toon in die aard daarvan? En Dawid het dit gedoen deur met sy siel te praat. Hy sê vir sy siel, Psalm 42 vers 6 byvoorbeeld, wat buig jy jouself neer in my, o my siel? Hy sê, wat is jy so onrustig in my? Hoop op God. So jy kan met jouself praat, met jou siel. Jy kan selfs dankie sê vir jou siel. Ek sien jy is baie bekommerd. Jy is besig om die slegste scenario's van die toekoms moontlik uit te speel. Jy is vol vrees. Dankie dat jy omgee vir oorlewing, vir gemak. Dankie. Maar kom ons laat dit gaan. Kan ons op God hoop?
Wag op die Here, sê vir ons in Psalm 131. Hoop net op God. Jy nooi jouself uit om tot ruste te kom. Dis 'n liefdevolle omgang met jouself. Soos kan jy self van nou beoefen. Sit gemaklik. Sit so stil as wat jy kan. En dan haal jy diep asem. Vir 'n paar keer. En jy assosieer jou asem met 'n gawe, 'n geskenk wat God nou vir jou gee. Hy's met jou. Hy's in jou. Hy leef in jou. En sy lewe in jou gee jou hierdie geskenk van lewe. En jy kan nou net 'n gebed saam met hierdie asemhaling doen. Gebruik die lug wat deur jou longe gaan, deur oor jou stembande te gaan en praat met hom. Here Jesus, help my. Help my. As jy alreeds nou bewus geraak het van hoe jy omgaan met jouself, kan jy vir hom vra. Help my met 'n innige meegevoel teenoor myself. Help my om soos 'n moeder, 'n liefdevolle moeder, met haar babietjie om te gaan. Teer, sag te wees. Moet dit wat ek doen, myself te verdra met my swakhede. Ja, selfs met my sondes en met my geneigtheid om hard en lelik en veroordelend te wees. Met myself, met ander. Jy kan hom vra, help my, vergewe my. As jy onseker is jy heel moontlik apaties. Jy ignoreer heel moontlik onbewus van hoe jy met jouself omgaan. Kan jy afgesny wees van jouself. Dis goed om dan net 'n paar oomblikke te sit en te let op hoe jy praat met jouself, agter te kom, wat is besig om hier in my binneste te gebeur. In hierdie week wat voorlê, kan jy ook hierdie oefening deur die dag doen. 'n Paar keer jy kan beplan wanneer jy dit doen, met 'n koffietyd, etenstyd, of jy kan meer spontaan, soos wat dit by jou opkom, in die oorgange van jou lewe, van jou dag, tussen onderhoude, tussen gesprekke op die telefoon, net 'n paar oomblikke te neem, om op te let, waar is ek nou, na binnekant toe te gaan, is die rigting van die hart, na jou kern toe. Wat voel ek nou? Wat dink ek nou? Is daar iets wat ek nou dringend wil doen? En as jy bewus raak daarvan, net vir 'n oomblik te dink, wat is die toon, wat is die aard waarop ek omgaan met myself? En jy kan reageer daarop met 'n kort gebed, deur dankie te sê, deur die Here te vra, en terug te beweeg en aan te gaan met jou lewe. Ons is besig om die pad van die hart te verken. En die pad begin eintlik met die pad na die hart toe. Om in kontak te kom met jouself, jou diepste self, jou ware self. Want onder die oppervlak van al die onstuimigheid en alles wat in die gang is daar 'n plek van vrede, van rus, van stilte. En as jy kan sentreer, as jy kan gaan na daardie plek, toe dit vind, kan jy te midde van watter omstandighede ook al, op 'n ander manier leef, op 'n ander manier reageer. En dit vat tyd. En jy kan dan vir oomblikke voel, maar ek kom nie daarby uit nie. Hou net aan om die pad te stap. Dit is soos om op 'n reis te gaan. Jy kan verdwaal, jy kan verkeerde paadjies vat. Maar probeer terugkeer. Probeer hierdie pad te bewandel. En jy gaan agterkom. Groot skuwe vind in jou plaas. Dis een van die grootste eerste goed is om agter te kom, maar ek is nie my denke nie, ek is nie my gevoelens nie, ek is nie my begeertes nie. Dit is om agter te kom wat dit aan jou doen, hoe jy daarna kyk.
Kry die ingesteldheid van 'n moeder teenoor 'n baba. Kom agter wat die toon is en die aard is van hoe jy met jouself omgaan. Ons gaan verder op hierdie reis. En ons kyk uit na volgende week. Totsiens.